jou lewe. Weet jy, ek wil nou vanmorgen iets vir julle demonstreer. Die inleiding wil ek baie maklik maak. Pastor Bernard wil hê met daar agter gaan staan daar by die Here se lief. Nou visualiseer net dat sy is nou besig met haar dag tot dag dingetjies. Ek net 'n ding illustreer hierso. En sy gaan aan en sy doen haar ding, soos wat elkeen van ons doen. Maar nou stap stadig vorentoe. En jy is nou besig met jou dinge, in jou versorging, in jou huis en wat ook al. En dan sê die Here vir jou, Sela! Wat beteken dit? Wat beteken dit? Jy is besig en die Here sê vir jou, Sela! Met ander woorde, jy moet stil staan. En ons vind daai stukkie in die voorvoegsel van baie van die psalms en baie die woord. Maar dit is wat die Here vir ons vanmorgen sê, Sela, staan stil. Dis wat hy sê. En verder in die woord sê, nader tot my en ek nader tot jou. Hoekom? Nou kom sê voor, nee, jy kan nie weggaan nie. Kom, nou sê, daar is 'n opsomming wat ek wil demonstreer hier vanmorgen. En die een is, kom hier. Jy het nou gestop en jy het nou stil gestaan. En nou sê hy, kom hier. Kom hier na my. Alright, nou druk ek af. Nou sê, okay, wat ervaring ek? Ek kan nou druk. Okay, liefde en wat nog? Omgee. Aanvaarding. Aanvaarding. Voel jy sekuriteit? Nou sê ek vir, nee, bly nou nie so. Staan daar. Ek het nou vir haar gesê, Sela, staan stil. Dis wat die Hemelse Vader vir ons vanmorgen sê. Dan sê hy vir ons, kom hier, na my toe. En binne die skrif sê, nader tot my en ek nader tot jou. Dis 'n belofte wat hy vir ons, maar wanneer ons tot hom nader, hoe nader ons tot hom? Dit is in gebed. Dis tyd wat ons na hom toe nader. Dis al manier wat jy tot God die Vader nader in 'n proses. En dan nee. Dan sê hy, bly onder my hand. Ek gaan vir jou net hierdie skrifte lees. En dan sê hy, bly. Bly, dis wat hy sê. So ons moet dit verstaan in hierdie vas vanmorgen. Dit is die hoofskrifte of die hoofgedagte wat die Here in hierdie jaar vir ons moet omgesit. Dankie. Dis die hoofgedagte. So dat ons moet besef, ons moet nou stop waarmee ons besig is. Ons moet nou aandag skenk. Maar het jy die Bybel saamgevra? Het jy? Ek wil nou sê, kom hier, is die skrif in Matteus 11:28 tot 30, maar hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. So jy kom nou, neem sy juk, sy las is lig, en leer van hom. Dis wat hy sê. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. En ons ken daai skrif. Maar ek doen dit in die opening van hierdie vas, sodat ons moet besef, wow, waarmee is ons besig? En ons het hierdie jaar, ek het vir julle laas jaar gesê, het gaan nie maanskyn en roose wees nie. En ek gaan nie
julle ore streer en mooi praatjies praat nie, ek gee vir hom reguit soos wat hy is. En dit is moeilik, ja, dit is moeilik. Maar hy gee vir jou rus in hierdie besige tyd. Bly onder sy hand. Weet jy wat, wanneer ons onder sy hand bly, is daar een ding wat baie moeilik is. Wat is dit? Hierdie vlees moet sterf. Hierdie vlees moet sterf. En dit is moeilik. Dit is rarig moeilik. Dit wat jy sê, dit wat jy doen jy dit tot eer en verheerliking van die Here. Want die vlees is maar swak. Hy is swak. Maar dis die ding wat ons moet kruisig. Wat ek hier 'n baie mooi skrif in 1 Petrus 5 vers 6 tot 11 en ek gaan julle net lei in die inleiding met hierdie skrif. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Matteus 6 sê vir ons, Here gee vir ons daaglikse brood. Hy het nie gesê, geef my maandelikse brood nie. Dis nou afhanklikheid is dag tot dag. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Wanneer word jy 'n teestander van die duiwel? Sodra jy wedergebore is en jy het 'n ommeswaai gemaak en jy is gedoop en jy het jouself gebid vir die vervulling van die Heilige Gees. Ag, die gawes van die Heilige Gees. Nou is jy 'n challenge vir hom. Hy het jou voorheen gelos. Heeltemal. Hy het jou getarm, hy het geweet, okay, jy is op 'n verlore pad. Maar sodra jy daai ommeswaai maak in jou lewe, dan begin dit. Dan begin jy aanslag. En hoor hierso wat sê, dis vers 10. En mag die God van alle genade self, wat op ons geroep het, tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus. Ek het al gesê, Paulus sê vir ons, hoeveel keer? 67 keer. Christus in ons, en dis wat Satan nie kan hanteer nie. Hy kan nie Christus in jou hanteer nie. So hy gaan wat doen om dit af te breek? Om 'n kort tyd ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Wow. En die ander ene, ons bly onder sy hand. Wat is ons, een van ons skrifte wat ons hier buitekant het, is bly. Hoe bly ek in hom? As jy in Christus bly, dan is jy gekonnekteer aan die bron van die ewige Vader. Amen. Jy is gekonnekteer aan die bron. Sodra jy wegtrek van die bron af, wat gebeur? Wat gebeur met daai houtjie in die binnerde? Hy verdroog. Dan knipper hom af, dan gooi hom in die vuur. Wat bedoel die vuur van? Die hel. Dis wat dit is. So jy moet gekonnekteer wees ten alle tye om seker te maak. Johannes 15. Hierdie is 'n baie belangrike vers. So as jy hom nie geonderstreep het nie, dan is dit tyd dat jy hom onderstreep.
Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Sonder hom kan ons niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit dan in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Amen. Amen. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Dis Jesus Christus wat hier so praat. Dis die inleiding. So nou het ek julle aandag. Stop. Stel. Kom hier. Bly onder sy hand. En bly gekonnekteer aan die bron van die ewige lewe. Hoekom vas ons? Hoekom sit ons 'n oproep en waarmee is ons nou besig om te vas? Weet jy, in die hele skrif is daar 55 gedeeltes wat praat van die vas. En 38 daarvan is in die Ou Testament. Het dit geweet? So die vas en bid, dis hoekom ek daai liedjie gespeel het van Moses. Die vas en bid kom al 'n lang pad. En dit is 'n proses wat elke persoon moet navolg. Nie die pastoor nie. O nee, die pastoor gaan ons bid en hy gaan vir ons die sambreel gee en ons is beskerm. Nee. Dis 'n individuele proses vir elke persoon wat hy moet stap. Onthou nou net wat ek nou net gesê het. Satan gaan enige ding doen in sy vermoë. Toe Jesus gevas het, wat het gebeur? Wat is die eerste ding wat gebeur het? Hy is aangeval deur die duiwel. So die duiwel het vir hom probeer ander goedes vertel. En onthou net, as hy dit vir Jesus genoem, gaan dit vir jou en my doen. Maar een ding moet ek en jy verstaan. Jy sal nooit bo jou eie kragte beproef word nie bo jou eie kragte, want jy het 'n besluit om te neem wanneer jy daar kom en sê, gaan ek dit doen? Wat is die nagevolge? Nee, ek gaan eerder bly in die woord. Dis hy wat vir my die krag gee. Alright, is hulle nog met my? Wat is die formaat van krag van die vas? Ons formaat is, ons eet die brood van die lewe. Wat is die brood van die lewe? Is die woord van God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan om hierdie vlees tot nederigheid te bring voor hom. Dis waaroor dit gaan. En dis 'n tyd van afsondering. En ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor gesels, waarna die woord ook verwys en verwys ook na die rus. Nou sê vir my nou kop ek dit nie lekker nie. Nou, as ek nou vir Alwyn vat, daai mannetjies aan besig. Maar waar vind hy rus? Rus is nie net lê op jou bed nie. Die rus is in die rus in Jesus Christus wat jy het. En jy weet dat jy weet. Net soos wat
wat ek vir pastoor Bernard gedruk het. Sy het rus in my. En dis die voorbeeld wat ek vir jou probeer gee, hierso vanoggend. Ok, die tydperk van vas. Ons het die vas, die Daniel vas, ons spesifiek geroep vir 21 dae, vanaf die 11de tot die 31ste. En nou vir ons, ok, ons vas, nou kom vas ons. Ek het daar op in julle dingetjie wat ek vir julle gaan los, het ek daar 13 punte, wat ek net vinnig wil aanraak. Die eerste ding, dit is gehoorsaamheid. Dis die belangrikste, want dit is selfverontmoediging voor God die Vader. Dis iets wat jy individueel doen, maar ons doen dit nou koöperatief, elke persoon wat 'n bydrae lewer. Dit is jou toewyding. Dis waaroor dit gaan. Self die leiding wat jy dan het, ons wil bid vir sy leiding. Met ander woorde, hy moet vir ons dan wys waar hy moet gaan, wat moet ons doen. En hierdie goeders is baie keer persoonlik, dit is nie ekstern, dis wat ons hier moet doen vir hom. Dit is strategie, dis die vierde ding. En nou, doelwitte, hoe kom hy doelwitte uit? Dit kom baie keer deur profetiese woord, wat Karel het nou die dag 'n profetiese woord vir ons gelewer, en ek dink jy ook. Daai goeders is ons doelwit aan die einde van die dag, want die Vader het met ons gespreek. Nommer 6, tree in ware geloof en vertroue. Nommer 7, alles gaan oor die voorbereiding van sy wederkoms. Amen. En ek sê dit weer, alles gaan tot voorbereiding vir sy wederkoms. So, my lampie kan gevul word met olie en gevul bly tot bo ten alle tye. Om reg te wees, dis persoonlik, maar dit het 'n operatiewe effek. Bid vir die leierskap natuurlik, en dan bid vir die kudde. Nommer 9, ons bid vir wysheid, salwing en groot insameling van siele. Kom ek sê nou vir jou, en ons het al 'n paar keer gepraat daaroor, die insameling van die verlore siele. En die gedeelte van die woord wat ek laasweek bedien het, is jy self met Christus in jouself gaan weerspieël. En jy moet reg wees. Hy is daar. Die ongeredde persoon is daar ten alle tye. Maar is jy reg, gaan jy Christus weerspieël om daai persoon dan in te kry vir die koninkryk. En wat ek binne 20 getrap. Kyk, dis goed. Dis goed. Insameling van siele lei na disipelskap. Versterk die disipelskap roeping. En dan nommer 11 is, ons bid vir die deurbraak in finansies. Ons wil ook bid vir 'n ander gebou vir ons. Ons wil dit hê. Ons het dit nodig. En dan vas vir die persoonlike groei van elke persoon. En dan ook vas teen die ongeregtigheid in die land. Nou, is 'n klomp goeders wat ek nou al uitgestuur het op die groepe. Maar wat vir ons dit gaan help. Ek gaan nie ingaan die hoe toe net en daar's 'n klomp skrifte net, en ek wil julle nie regtig, julle kan dit self gaan lees, en dat julle self kan stig daar. Dan kom ek by die verskillende vorms van vas. En as van die mense wat gesê, ek het net 7 dae gevas, of ek dit gedoen, of ek dat gedoen. Daar is 4 soorte vas. Daar is 'n volkome vas,
wat Moses en Jesus gedoen het. Met ander woorde, dit is water vir 40 dae. Nou is die vraag het hulle dit aanhoudend gedoen? Ek weet nie. Ek weet net dat Jesus het net een keer gevas, vir so lank. Maar as jy ook vind, dat nadat Jesus gedoop was, het hy uitgegaan in die woestyn vir daai tydperk, en hy was aangeval. Eers daarna het hy begin met sy werke. Kijk dan, verstaan. So dis wanneer wat die volgorde wat gebeur het, as gevolg dan van die vas. Jou normale vas, wat jy gehad het, 5 dae, 3 dae, wat op die volmaak is, ook net met water. Jou water, want dan net jou liggaam, bestaan uit 80% vloeistof. Ok, so jy kan nie daai afsny van jouself af nie. Want dan ook baie keer wanneer jy vas, en ek sê dit met baie groot respek, moet jy jouself nie te nakom nie, jou liggaam nie. Want as jy hierdie vasproses verkeerd aanpak, dan gaan dit nadelig wees vir jou. Dit gaan. Dis hoekom ek al laasweek die boodskap uitgestuur het. Begin al hoe minder vleis eet en minder kafeïne, sodat jy dit wanneer jy nou kom en sê, ok, van vandag vas ons, dan is dit nie 'n probleem nie. Ek gaan jy nou 'n bietjie vertel dan van die gevolge daarvan, as jy net alles net afsny en daai te sinne. Ook as jy medikasie het, en wat ook in die vorm mag wees, jy is onder kroniese medikasie, dan doen jy, ek moet vir julle dit vertel. Wacht, ek moet nou vertel, onthou my nie. Onthou my. Nee, dit is nie stil nie. Nee, maar nie met medikasies kan. Nee, ok. Dan kry jy die droë vas. Die droë vas, daar is nie baie sprake van die droë vas nie. Die droë vas is natuurlik nie baie gesond vir jou nie. Maar Esther hulle het 'n droë vas gehad vir 3 dae. Wat hulle niks eet, niks gedoen het. Ok. Ja. So dis wat hulle daar gedoen het. En dan het hulle die Daniel vas. Hoekom doen ons die Daniel vas? Kan eet. Dit is baie meer gemaklik, maar voordat ek daarby gaan, wanneer jy voorberei vir hierdie vas, dan gaan jy, ek het nou net dit genoem, dan gaan jy byvoorbeeld die kafeïne wat jy ingeneem het, dan gaan jy so die opseer kry, en die vleis en die proteïne, so dit moet jy nou vervang, dus om as jy Daniel vas doen, hy is baie meer lewensvatbaar vir jou en my in die tydperk. Ek weet nie wat hy nou die gees af. Ok, die tweede ding is, wanneer jy nou begin vas, is jou eerste ding dat jou liggaam veg nou teen die hongerpyne. Dis honger, want jy is gewoond aan die gebalanseerde proteïninname van vleis. Ok, nou baie keer is dit vir die man 'n bietjie moeiliker. Nou, daar is juist die aanvullende 5 groentetipes wat plantproteïene bevat, wat jy dan inneem, om daai balans in jou liggaam te hanteer. En dan kry jy die proses wat jou liggaam dan, nou het hy gewoond geraak aan hierdie, wat jy nou deurgaan, aan die hongerpyne en so aan. Hy raak gewoond aan. So na 'n tyd is dit baie maklik vir iemand om dan 'n bord kos vir jou familie te maak en so aan, en dit affekteer jou nie. Het dit al gebeur? My gebeur. Dan maak jy kos en dan, jy is nie honger nie, want jou liggaam het gewoond geraak daaraan. Maar die moeilikste ding is, wanneer, as jy amper klaar is met die vastydperk, dan begin daar hongerpyne weer terug te kom. Hoe breek jy dit? Hoe hanteer jy dit? En dit gaan net to die to self, om regtig te gedisciplineerd
En hy weet, Satan weet, man, hy gaan vir jou kataza. Ons praat 'n bietjie meer en ek het skrifte daaroor die Daniël vas. Kom ons kyk net verder bietjie wat gebeur in jou liggaam. Wanneer jy toe hulle in Daniël se tyd begin vas het hulle nie die wat perseveermiddels gehad wat ons vandag het nie. So dit was baie makliker. Hulle het ook nie die media gehad nie. So hulle het nie al daai dingetjies gehad wat die vyand hulle gebruik het om hulle van hulle af te. Ons het dit vandag. En dis goed is wat ek en jy teen moet waak. Want die eerste ding wat gebeur in jou liggaam is, omdat jy gewoond is om hierdie kosse in te neem. Nou het jy gifstowwe wat vrygelaat moet uitgelaat. En dis die enigste manier wanneer jy begin groente inneem, die natuurlike groente. Al hoe meer daarvan. En nou raak jy ontslaaf van die gifstowwe. En dis hoekom jy kopseer kry van die kafeïne en daar al uit van die rus. En dit is, moenie kop verloor nie. Moenie net 3 dae, ons begin met 'n bang en dan 3 dae later, ag nee, ek kan nie, ag gesien, ek is onlekker. En my kop is seer nie. En my leerde, dit wys net hoeveel gemors is daar geakkumuleer in jou lyf. En die goedes moet skoonkom. Want jy wil 'n tydperk hê van om met God te kan kommunikeer. En hierdie chassis moet 'n bietjie skoonkom en met 'n bietjie gewas word. En ek kry die prentjie vanoggend is dat wanneer jy ou klere aan het en hulle is vuil en wat maak jy? Trek uit. Trek uit. En jy stort. En jy gaan maak jouself skoon. So dit is 'n reinigingproses waardeur jy gaan in hierdie vas. En nou in hierdie selfdissipline wat jy dan het, wil ek nou verder sê, dit wat hulle daar gehad het, en wat ons nie vandag het nie. Hulle het baie meer waarde gehad in hulle voedsel as wat ons vandag het. Maar ons het nou vanoggend het ons gesprek is, dit gaan nie oor om regiet alles na te kom nie. Jy hoor wat ek vir jou sê. En jy verloor die hele doelwit. Want die vas, dit gaan oor vas en bid, gaan oor om die woord te begin eet en te begin toepas. So die tyd wat jy sou gespandeer het aan TV of media of wat ook van mag wees, dis die tyd wat jy nou moet daar spandeer. Nie die kos as soos nie. Maar die kos is lekker. Ek en sy het dit nogal geniet, wanneer ons nou saam kos maak, okay, ons kan nie dit doen, okay, ons gooi dit by, en so, laat die body juices flow, soos jy dit sê, en jy maak dit interessant. Nou, ek gaan nou die feitheid praat. Wanneer jy nou jou groente selekteer, en jy begin hierdie goedes nou by mekaar te sit. Dit is so opbouend. Maar dit kan 'n bietjie boring raak. En die eerste ding wat ons uitgesny word, is alle soorte vleis. Okay? Alle soorte vleis. Alle soorte melkprodukte. Dairy products. So daar's nie melk nie. Daar's ook geen suiker nie. Daar's geen vis nie. Daar's geen eiers nie. Dis nie daar nie. Dis ek like eiers. Ek hou daarvan. Of ek hou vir my vleisie of wat ook al. So dis die groot goeders en soos al jou spaghettis. Jy kry 'n spaghetti wat ek sal vir julle die naam gee wat jy kan gebruik. Soos breinrys kan jy gebruik. Dit is fyn om dit dan te gebruik. Maar daar's nie ander perseveermiddels in dit, soos wat daar in witrys en daai tipe goeders is nie.
So is 'n skoner reis wat jy dan gebruik. Sorry? Ek weet nie, ek sal gaan kyk. Nou, wat drink ons? Jy kan geen gaskoeling drink, geen drank nie. Jy kan ook nie, behalwe die suiker, die tee, drink rooibos tee of green tee. Jy kan nie die ander tee nie, want dit het baie meer kafeïne ensovoorts. So is nie goed vir jou. Dan drink mense baie keer, byvoorbeeld, met tee te drink sonder melk is bijna hou niks daarvan nie. Dit gaan heeltemal teen haar geloofsgreinteel wat op hy van mag wees. So dit is 'n opoffer wat sy maak. Maar behalwe nou die gaskoeldrinke wat jy nie kan drink nie, dan as jy daai 100% vrugtesap kry, nie die ander gewone vrugtesap kry nie. Vat die 100% vrugtesap en dan water jy hom af. Maar jy moet ook onthou, wanneer jy die groente innam, en dis wat my elke keer gebeur het, oor jou kroniese medikasie, toe vind ek, my bloeddruk het geval. So, ek het deur die inname van jou normale groente, het my chassis bietjie gestabiliseer. Maar as jy te veel van jou natuurlike suikers in jou sappe drink, dan gooi dit in jou suiker op. So dis waarom jy baie meer water daarby insit, om dit dan te verdun. So dit is nou net die advies wat ek. En ek het gekom op 12 dae, en ek het siek geword. Kon ek nie hanteer nie. En toe vat sy my suiker en my bloeddruk en sê, kijk, dis nie probleem. Toe ek vat nie daar pille gedrink vir die rest van die tyd nie. En ek het elke oggend my bloeddruk getoets. So wat sê ek vir jou? Dis gesond om te vas, om die Daniel vas te doen. Dis regtig gesond vir jou. En ja, jy verloor gewig. Jy doen. Want nou kom jy tot 'n tyd in jou liggaam absorbeer na daai body fats en daai goeders wat jy opgebou het. Maar ek nou vir jou sê, jy moenie vas om gewig te verloor. Jy vas om tyd in die woord te spandeer. So jy vas teen al die eksterne goeders wat jy normaalweg gedoen het. En jy sit dit een kant toe. Nou is my tyd met die Here. En so kan jy deur jou werksprogram gaan, maar jy kan nog steeds gebalanseerde tyd met hom spandeer. Ek dink ek het nou alles gedek. Ek wil baie graag hê en om het afsluit. En julle moet self Jesaja 58 gaan lees. Ek het dit in die notas. Jesaja 58. En dan gaan ek nie eens gesels oor die deurbrake nie. Wanneer jy begin vas en bid, gaan jy nie op dag 1 'n antwoord kry op jou gebed nie. Vergeet dit. Dat het nie met my gebeur, dit met baie mense nie gebeur. Meeste van die antwoorde wat jy kan gaan kyk wat in die Bybel gebeur het, is wanneer die vas voltooi was, dan kom die deurbrake. Dan gebeur dit. Nou wil ek nog net sê, is dat wanneer ons boodskappe uitstuur en daai tipe van goeders, ek is baie meer vertroud of baie meer aangenaam as jy vir my 'n boodskap stuur wat in jou binnekant gebeur het. Hoor wat ek vir jou sê. As jy vir my stuur, 'n boodskap stuur en sê, dit en dit en dit, die Here vir jou openbaar, en nie 'n prentjies boodskap, as jy hoor wat ek sê nie. Want dit is soos, ek speel sokker, ek kry die boodskap, en dan skop ek hom na vir Berna skop hom vir jou. En dan so word daai bal geskop, maar nie een kry regtig, vat regtig dit wat daar gesê word.
En dis net 'n teken dat wanneer jy 'n boodskap kry in jou binnekamer, het dit baie meer gewig in vir jou. En dan wil ek hulle net sê, die Daniel vas, as jy wil net 'n gedeelte daarvan vas, is dit reg. Ek gaan nie 'n Bybel oor die kop sit nie, om 21 dae deur te gaan nie. As jy dit kan doen, is dit reg. Is dit regtig, dit sal goed wees. En die resultaat wat jy gaan kry om reg deur te gaan, is reg. Is regtig baie goed vir jou. So, dis hoekom ek hierdie riglyne gedruk het. Gaan lees dit. En ons gaan ek vir jou dagstukkies aanstuur, wat dan ook vir jou help, wat jy gaan lees, dan onthou net die dagstukkies wat ek stuur. Dis nie jou stilte tyd nie. Dis nie jou stilte tyd nie. Jy moet jou eie stilte tyd hou. Hierdie is net om mense te fasiliteer in waarmee ons nou besig is. Hulle verstaan wat ek probeer sê. Baie dankie, ons sê dit.